Psalm 2 van vers 1 tot 12. Julle moet die Here met ontzag dien. Waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smeer die nasies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê, kom ons maak ons vry en gooi julle juk af. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toorn. In sy gramskap jaag hy hulle op loop. Dit is ek wat hom as my koning gesalf het, op Sion, my heilige berg. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. Vra my en ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou ysterscepter, hulle flenter slaan soos 'n kleipot. Wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku, regeerders van die aarde. Julle moet die Here met ontzag dien, hom met vrees en bewing toejuig en hom onderdanig wees, sodat hy nie toornig word en julle op die pad omkom nie. Want sy toorn ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by hom skuiling soek. Ek het gelees uit die 83 vertaling, maar ek wil 'n paar goeters herhaal uit die 2020 vertaling. As jy kyk in vers 6, dan maak die Here die uitspraak, ek self het my koning gesalf op Sion, my heilige berg. En aan die begin van vers 7, ek wil die vaste besluit bekend maak. Dit is baie belangrik daai, ek wil die vaste besluit bekend maak. En dan, vers 8 sal jy sien, dan sê die Here, en hy praat met die koning, ek sal die volke gee as jou erfdeel, die eindhoeke van die aarde as jou eiendom. So probeer daai prentjie in jou kop kry van al die volke, met ander woorde al die mense van die aarde, en dan die uithoeke van die aarde. So alle plekke en alle mense, en dan vers 11 en 12a is ons fokus, dien die Here met ontzag en juig hom toe met bewing, soen die seun, sodat hy nie toornig word nie. Dit hy eintlik maar net op 'n oorgee in liefde aan die seun van die Here. Kom ons vat net so 10 sekondes en vra die Here om ons harte oop en gereed vir sy woord te maak. Geliefdes, wanneer ons Kersfees vier, dan fokus ons as disippels van die Here nie net op al hierdie aardse materiële mambo jumbo, soos wat die wêreld Kersfees as 'n gekommersialiseerde tyd maak, wat 'n goeie geleentheid is vir besighede om hulle topverkooptye te hê. En alsin as jy 'n besigheid het hier, dis jou tyd om te sell, great, wees 'n strateeg in jou besigheid. Maar wanneer ons as disippels bymekaar kom, dan sê ons, maar in hierdie Kerstyd moet daar 'n dieper fokus by ons wees. In hierdie tyd wat die Here vir ons gee om net so bietjie af te slek, as jy kan, en dalk saam met jou familie te wees, of 'n vriend of twee, of net rustig te wees, en tyd te hê om bietjie die lewe te oordink. Fokus bietjie op wat Kersfees werklik oor gaan, en wat ons regtig waar onsself in moet verdiep in hierdie tyd. Dis die koms en die geboorte van ons Here Jesus Christus wat ons verlosser is. Dis waaroor Kersfees werklik gaan. Ons weet, Jesus is nie regtig 25 Desember gebore nie. Dit was nie so nie, maar die Christene het hierdie tyd gevat en sê, ons annexeer hierdie tyd, en ons sal dit oor Jesus maak. Eintlik soos trouens elke oomblik van ons lewe behoort te wees, maar ons het hierdie tye soos 'n sabbatsoomblikke in ons lewe, waar ons kan sê, maar nou het ons regtig ware opnuut gefokuste fokus, as al so iets is. En in hierdie tyd van Kersfees,
fokus ons op hom wat gekom het om ons te verlos van ons sondes, wat gekom het om vir ons nuwe lewe te gee, wat gekom het om ons die eiendom van God te maak en ons erfgename van die koninkryk van die Here te maak. Dis soos die mense in Engels sê, he's the reason for the season. Die Here is die rede vir Kerstyd en daarom sal ons as disippels dit oor hom maak. Ons tema vir oggend is tent, tabernakel, trone en krone. En jy sal seker moeilik hierdie goeters bymekaar kry en probeer aanhaak by Psalm 2, maar ons gaan nou daarby kom. Ons gaan daarby afsluit. So kom ons kyk net eers bietjie na Psalm 2 se agtergrond. Die eerste ding wat jy moet raak sien is half die psalmskrywer se absolute, verskoon weer die Engels, disgust in die mense en in die konings van die wêreld wat so opstandig is teen die koning wat die Here aangestel het. Hy wys dit vir ons uit. Hy sê daar's opstandigheid, daar's vyandskap, daar's mense wat rusie veroorsaak, daar's al hierdie mense wat die Here se gesag verwerp. En dis nie hoe dit hoort nie. Die Psalm sluit dan af om te sê, eintlik op 'n mooi manier, ek pleit by julle, heroorweeg julle posisie voor die Here. Sien wie is die Here en wie is die mens en heroorweeg waar julle staan. Maar die psalmskrywer is ontsteld oor die mense die Here as die heerser ontken. En daarom is hierdie psalm so sterk gefokus op die heerskappy van die Here. Dis deel van 'n bundel van psalms wat ons noem die koningspsalms, wat 'n baie sterk in die Hebreëus basileia is die woord vir koning, wat 'n baie sterk koningselement dra. Soos Psalm 45 wat ons pas gesing het, is een van hierdie bundels van koningspsalms. So wanneer ons hierdie psalm nader is, dit wat ons dadelik kan weet, dit handel oor die rol en die werk van 'n koning, waar konings vandaan kom, dat die Here hulle aangestel het, dat die Here vir hulle 'n spesifieke taak gee, en dan spesifiek die koning oor Israel, die volk van die Here. Hoekom het die Here 'n koning gegee, en wat is daardie koning se werk? Wat verwag die Here van daardie koning? En dis eintlik eenvoudig, die Here stuur die konings in as 'n verteenwoordiging van sy eie gesag. Die hele Bybel leer dit vir ons, dat alle gesag kom van die Here af. Die mense wat vandag gesag misbruik, gaan vir die Here moet antwoord, wat het hulle gedoen met die gesag wat hy aan hulle oorgedra het, opgedra het, om met gesag te bestuur en te beplan. So lewe ons ook in 'n tyd waar ons as die psalmskrywer half bietjie hysteries kan raak en sê, hoor jy, die leiers van ons tyd en die mense van ons tyd, hulle verwerp die koningskap van die Here, hulle is gekant teen die Here. En dit is so maklik vir ons om vingers te wys na al hierdie mense, maar as mense dumb down tot die mees basiese goed van ons geloof, is die vraag in elkeen van ons eie lewens ook, is daar nie elemente en mates waarbinne jy ook die koningskap van die Here verwerp op so 'n mate dat die Here in Psalm 2 weer vir jou moet kom sê, hoe groot en hoe heilig is sy koningskap. Verwerp ons nie bietjie die Here se koningskap as hy sê, hier's my bevel, doen so, en jy sê, nee, daai is nie heeltemal wat ek ge-envision het vir my lewe nie, ek sal so maak. Of as die Here vir jou sê, weet, jy moet jouself verloon en jou kruis opneem en my volg, ja, ek sal eendag dalk, of ek sal myself grootliks verloon, maar hierdie of daardie paar goeters wil ek graag gaan vashou. En so kan ons aangaan en 'n klomp voorbeelde noem, maar ek dink julle kry, of julle het begrip van wat gesê word, is dat die Here is die koning, en dis wat hierdie psalm vir ons leer. En dan weet ons, 'n Ou Testamentiese teks het 'n historiese bedoeling, en dan het hy wat ons noem 'n christologiese bediening. Nou die historiese bedoeling is die vraag wat jy gaan vra, maar wat het hierdie beteken vir die eerste aanhoorders van hierdie geskrif? Want die psalm is in 'n geskrif opgeneem. Wat het dit beteken vir die ouens aan wie Dawid hierdie geskryf het in die eerste plek? Maar dan ook, wat beteken dit vir ons wat reeds die Nuwe Testamentiese vervulling daarvan gesien het? So, in daardie tyd is dit Dawid self wat as koning gesalf is. Dis Dawid wat die Here se seën geniet het. Dis Dawid wat ook die opstandigheid van die volke ervaar het. Ons het dit gesien in hoe die Filistyne heeltyd hom aanval en naderhand sy eie seun Absalom hom probeer doodmaak. Dawid se hele lewe is geken deur die onstuimigheid van oorloë en gevegte van die volke wat raas, soos hy skryf. Maar dan praat die Here van 'n ewige koninkryk. En die Here praat van 'n koninkryk wat strek tot die eindhoeke van die aarde. En die Here praat van 'n koninkryk oor alle mense, en Dawid het niks
van hierdie gehad nie. Nou is die vraag, wat beteken dit? Wie is hierdie koning waarvan hier gepraat word? En is nogal pragtig, as jy gaan na die Nuwe Testament toe, dan leer of dan gee die Here vir ons self die antwoord wanneer Psalm 2 net so aangehaal word in verskeie tekste. Glo my, nie net hierdie paar wat ek nou gaan noem nie, maar seker nog 10 plekke in Openbaring waar Psalm 2 aangehaal word en verduidelik word. Kom ons kyk net na 'n paar. Handelinge 4 vers 25 tot 27, wat by monde van ons vader Dawid, u diensknegt deur die Heilige Gees gesê het, waarom gaan die heidene nasies te kere, hoor julle? Psalm 2, en bedink die volke nietige dinge, die konings van die aarde neem stellings in, die leiers span saam. Die vorige beruiming van Psalm 2 vers 1 het gesê, wat dring en dryf die wilde heiendom waar volke raas in opgewondenheid, of iets van die soort. So, dis net so 'n aanhaling. Hulle sê teen die Here, teen sy gesalfde, want inderdaad, in hierdie stad het hulle Herodes, Pontius Pilatus, saam met die heidene nasies en die volke van Israel, saamgespan teen die heilige diensknegt Jesus, wat u gesalf het. Eenvoudig, nee? Sê die heilige diensknegt wat deur u gesalf is, die een waarvan uiteindelik gepraat word in Psalm 2, is Jesus Christus, God se seun wat mens geword het. Kom ons gaan verder. Ons gaan kyk na Handelinge 13 vers 32 tot 33. Ons verkondig aan julle die goeie boodskap dat die belofte wat aan die voorvaders gemaak is, vir ons, hulle kinders, vervul is deurdat hy Jesus laat opstaan het, soos daar in die tweede Psalm of soos daar in Psalm 2 geskryf staan, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. So, jy kan die lyn net so trek van Psalm 2, van die volmaakte koning waarvan gepraat word in hierdie Psalm, van die ewige koninkryk waarvan gepraat word, na Jesus Christus toe, wat die vervulling is van daai koninkryk en koning. Daar's ander tekste, ek sit dit daar op die bord, wat jy kan gaan lees, wat baie mooi is, Hebreërs 1 vers 5, Hebreërs 5 vers 5, as jy dit nie nou neerskryf, die môreoggend as ek dit uitstuur, kan jy dit kry, maar die punt waartoe ons moet kom is, dat hierdie is 'n messiaanse Psalm, soos al die psalms, maar dit is 'n heenwysing na Jesus Christus toe. Die volk wat die eerste keer dit hoor, ken net swak leiers. Onthou, Dawid is toe nog nie sy homself in die koningsstoel so prominent gevestig, dat hulle vir eens 'n leier kry wat oukei is nie, want hy was ook maar net oukei eintlik, nê. Die volk ken net swak leiers. Hulle ken net leiers wat hulle teleurstel. Voel dit en klink dit vir jou bekend? Dis al wat hulle ken. En dan kom die Psalm en herinner hulle aan wie werklik die leier is. Meer as 'n leier, die koning is oor alles. En dit leer ons oor Jesus se koningskap, soos dit die tekste vir ons duidelik gemaak het. Hierdie Psalm leer baie dinge oor die koningskap van Jesus. En ons baie dinge waaroor ons kan gesels en 'n gesprek kan hê wat ons kan uithaal uit Psalm 2 uit oor wat se tipe koning is Jesus en wat se soort koninkryk het hy. Maar ek wil hê ons moet op 3 goed fokus vir oggend. Die eerste ding is dat die koningskap van Jesus kom van God af. As jy in vers 6 sien, dan sal jy dit duidelik sien. Vers 7, dit is ewig. En dan vers 8, die uithoeke van die aarde en alle volke, dis onder almal en dit is oral. So kom ons kyk vandag na elkeen van hierdie punte. Jesus se koningskap kom van God af en dit is God met ons. Die Here is die heerser oor die hemel en aarde. Alles wat is uit en deur en tot hom. Hy is die een wat geskep het. Ons lewe onder sy gesag. Jesus kom, geliefdes, en hy verlos. Dis die grootheid van die offer wat hy gemaak het. Dis wat Paulus so hard probeer om vir ons te verduidelik of 'n prentjie in ons kop te kry in Filippense 2 as hy skryf, hy wat in die gestalte van God was, het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Dis hoe Paulus hierdie beeld probeer uit. Hy sê mense besef tog wie die Here is en hoe groot die opoffering is wat hy gemaak het om te kom. En hy kom en hy gee sy lewe prys. Die koning, God, die skepper van hemel en aarde, hy kom en hy word verneder as 'n mens, hy gee sy lewe prys, maar hy oorwin
deur uit die dood uit op te staan. En as hy klaar oorwin het, dan gaan sit hy aan die regterhand van die Vader, waar alles aan hom onderwerp word. Net na daai gedeelte in Filippense 2 waar Paulus leer dat hy het homself verneder deur aan mense gelyk te word, dan sê hy, en hy is nou tot alle eer verhef, sodat elke tong sal erken Jesus is die Here en elke knie voor hom sal buig, want dis sy plek aan die regterhand van die Vader. Hy is die koning van die heelal. So Kerstyd is 'n tyd waarin ons vier, soos Paulus in 2 Korintiërs 8 vers 9 leer, Jesus het ter wille van ons arm geword, sodat ons deur sy armoede kon ryk word. Dis nou as jou rykdom by die regte plek lê. Die verlossing vir die sondige mensdom het gekom en dis ewig. Jesus bevestig sy gesag ook verskeie male in sy bediening. Wat wel ook in disippels se harte en gedagtes en feesviering en fokus moet bly, is wat Psalm 2 vir jou leer oor Kersfees. En dit is dat hy nie net gekom het as verlosser nie. Met dankbaarheid in ons harte kan ons dit van hom bely en getuig. Hy het waarlik vir ons gekom as die volmaakte verlosser. Die voorhangsel het vir ewig geskeur, dit kan nie weer toegewerk word nie. Die offer van Jesus is tot in ewigheid genoeg vir jou. As jou lewe deur daardie bril sien, sal jy ook altyd genoeg wees as jy oorgee aan die Here Jesus. Dit kan nie verander word nie. Dis vir altyd vas. Dis die heerlikheid van Kersfees. Maar hy kom nie net as verlosser nie. Hy kom vestig ook sy koningsheerskappy. En dis 'n element waarvan ons nie moet vergeet nie. Want wat is die implikasie hiervan as ons sê dat Kersfees is ook die tyd toe die koning gekom het? Is om te sê ek lewe nou onder 'n nuwe regime. Ek lewe nou onder ander heerskappy. Jesus is my koning. Wat hy vir my leer is wet. Wat hy my stuur om te doen is reëls. Dis wat ek graag wil doen. Ek geniet die voorreg om onder die rustigheid van sy volmaakte heerskappy te leef en te hoor as hy vir my sê, ek het jou, ek regeer in jou lewe. Ek sal alles ten goeie laat meewerk. Niks wat oor jou kom sal jou bo jou vermoëns toets nie. Ek sal jou krag wees. Wanneer jy swak is, sal my krag juist deur jou tot openbaring kom. En al die wonderlike dinge wat die Here ons leer, niks sal ons van sy liefde skei, die liefde wat daar is in Jesus Christus nie. Maar terwyl ons hierdie trose kry van sy koningskap en terwyl ons in Kersfees en Kerstyd met hierdie trose bemoedig word ons ook vermaan om te sê, maar in watter mate is Jesus koning in jou lewe? Is hy koning oor jou gedagtes en jou handelinge, oor jou reaksie op jou roeping? Hy is, maar wat maak jy daarmee? Mag ons hierdie Kersfees nie net sy geboorte vier nie, maar ook die koms van ons koning. Ons kan sê, ons vier heerskappy en ons vier teenwoordigheid. Met blydskap dink ons en herdenk ons, Jesus is in beheer, hy regeer, Jesus Immanuel, God wat mens geword het, en onder ons kom woon het. Ons gaan nou weer by daai gedagte aan. Die volgende punt was, Jesus se koningskap is ewig. Daar's nie 'n einde aan dit nie. Vers 7 sê die Here, hy het 'n vaste besluit geneem. Hy sê, hier hoe dit gaan werk. Ek salf hierdie een as die koning oor die eindhoeke van die aarde en oor die volke van die aarde, met ander woorde alle plekke en alle mense, en dit sal nie ooit eindig nie. Psalm 33 vers 11 leer die Here vir ons iets van homself, en op baie ander plekke dieselfde ding. Die raadsplan van die Here bestaan vir ewig. Die planne wat hy bedink, van geslag tot geslag. Die Here het besluit, en daardie besluit staan vas. Dis partykeer een van die mooiste woorde of frases wat ons in ons lewe as gelowiges kan hoor. Die Here het besluit. Maar dis ook een van die moeilikste goed wat ons kan hoor. Want as daar iets gebeur waarvan jy nie hou nie, dan moet jy ook kan sê, tot nou is God se heerskappy volmaak en volkome. Ek is tevrede met die feit dat die Here besluit het. Al is dit nie noodwendig hoe ek wou gehad het hy moet besluit nie. Die Here het besluit en daarom is Jesus se koningskap ewig. Die Here het besluit, daarom is jou lewe in sy heerskappy gerus en vas. Die Here het besluit, daarom is daar 'n plan met jou lewe. Die Here is die een
wat heilige besluite neem en wie se besluite ewig is. Die koningskap van Jesus, ons koning, is vas en ewig. Daar's geen bedreiging nie. Daar's geen koalisieregering nie. Daar's geen uitstemming nie. Daar's geen motion of no confidence of een van hierdie dinge wat ingebring kan word teen die heerskappy van Jesus Christus nie. Dis ewig, vas en onbeweegbaar. En dan die laaste een wat ons gesê het, sy koningskap is oral en ons het eintlik reeds baie daaroor gepraat. Die eindhoek van die aarde en al die volke van die aarde sê, selfs al is al mense wat nou die knie voor Jesus nie buig nie, eendag sal hulle moet. Eendag sal hulle tonge moet erken, want hy is die koning oor die heelal. Oor elke mens in hierdie wêreld is hy koning. En die wat hom verwerp, gaan aan sy linkerkant moet gaan staan. Ons wat hom volg, het die heerlike uitnodiging na die wenkant, die regterkant. Jesus leer in Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Nie aan my is gegee alle mag in die gereformeerde kerk Benoni, of in Reinfield, maar nie in Verremeer nie, of in Johannesburg, maar nie in Kaapstad nie. Aan my is gegee alle mag oor die hele aarde en oor alle mense. Elke tong sal erken en bely. Ons sluit af met hierdie punt, tente, of kom ons, ek het eintlik daar fout, dis 'n tent, 'n tabernakel, 'n troon en 'n kroon. Van die tyd wat hierdie psalm geskryf is deur Dawid, tot vanoggend waar ons hier sit op die 7de Desember in 2025, het daar verskriklik baie dinge verander. Maar daar het ook verskriklik baie dinge dieselfde gebly. Ons gaan nou praat oor die verandering wat wonderlik is en heerlik is. Maar dit wat dieselfde gebly het aan die slegte kant is, mense is nog steeds opstandig teenoor die Here. Mense ignoreer nog steeds sy koningskap en sy heerskappy, net soos hulle daardie tyd gedoen het. Ons moet hierdie appel voor ons eie deur lê. Soms is ek en jy ook nog opstandig teenoor die Here en ignoreer ons hom. Mense wil nog steeds graag oor hulle self koning wees. Dit was nie 'n kwal in Dawid se tyd of 'n kwal in ons tyd nie. Dis 'n kwal wat kom van die sondige natuur van die mens. Wat het die duiwel vir Adam en Eva gesê? Sê God wil nie hê julle moet van die vrug eet nie, hoekom? Want hy weet julle sal soos hy wees. Wat is die oerbegeerte van elke mens? Om graag sy eie God te wil wees. As jy dit nie van jouself weet nie, is jy in die moeilikheid. Want dis iets waarteen jy elke dag proaktief moet veg. En ons het nog steeds daai neiging. Dis die goed wat dieselfde gebly het, nê. Maar daar het 'n klomp goed verander en wat vir ons die gereedskap gee om hierdie baie beter te navigate. God is steeds getrou en in daardie getrouheid het hy klomp veranderinge gebring. Die eerste verandering wat ons gaan praat vinnig oor is van tabernakel na tent en die tweede een is van wag na werklikheid. Werklik is die troon en ewig is die kroon, van tabernakel na tent. Die woon in die tabernakel in die Ou Testament was die verbondsark van die Here wat in die tent van ontmoeting gestaan het, waar die volk gaan offers lewer het, maar nie in die allerheiligste het net die hoëpriester ingegaan. En daardie verbondsark is die verteenwoordiging van God se teenwoordigheid by die volk gewees. So as jy die Here wou ontmoet, dan het jy opgegaan na eers die tabernakel, later die tempel, nê, om die Here te gaan ontmoet. Die Here was teenwoordig met die verbondsark as 'n simboliek. Hoe heerlik is dit dat wanneer Jesus gebore word, dan word daar vir ons geleer van Immanuel. En die woord wat gebruik word in die Grieks is die Griekse woord skeno. Weet julle wat vertaal skeno as? Om tent op te slaan by 'n plek. Jesus het mens geword en hy het kom tent opslaan. Daar het 'n nuwe tent van ontmoeting gekom. En dit is die Here se volmaakte teenwoordigheid in ons lewe, sonder onderbreking en sonder tekortkoming. Want selfs wanneer daai tent van ontmoeting weggaan en ons as tente oorbly soos Paulus ons beskryf, dan beloof die Here dat hy ons nie alleen agterlaat nie,
dat die mense wat in hom glo nooit weer sonder God hoef te wees nie. Dat hulle die volmaakte vervulling van God se teenwoordigheid beleef. Jesus sê, ek was God verlate, sodat julle nooit deur God verlate sou word nie. En die mens verander van 'n tent na 'n tempel toe. Want die Heilige Gees word oor ons uitgegiet. En die Here leef in ons. Die voorhang sal skeur en die mens het toegang tot die allerheiligste. Die mens en God lewe in 'n intieme, naby verhouding met mekaar deur die werk wat Jesus gedoen het. Omdat Jesus kom tent opslaan het, is ons nou vir altyd in die teenwoordigheid van God welkom. En dan van wag na werklikheid. Psalm 2 beloof hierdie ongelooflike koning. Dit maak hierdie Messias belofte. Dit beloof die koning wie se koningskap geen einde het nie. Dat dit 'n koningskap van God is. 'n Koningskap wat ewig is, wat oral is. En vandag is hierdie jou werklikheid. Vandag is hierdie wonderlike belofte nie iets waarna ons hoef te hoop, soos hulle in die Ou Testament gedoen het nie, maar iets wat ons realiteit is. En dis wat jy in hierdie Kerstyd kan vier. Ek wag nie vir die nuwe lewe nie. Dis reeds hier. Ek lewe dit nou reeds. Ek wag nie vir hierdie wonderlike koning om te kom nie. Hy het reeds gekom en weet jy wat het hy gedoen? Hy het my sy eiendom gemaak. Ek het die voorreg om voor sy troon te leef. Die troon van absolute gesag. Onder sy beskerming en in sy genade. Ek het die voorreg om sy kroon te bely. Omdat ek sê hy is my koning, daarom volg ek hom in alles. Daarom moet ons lewe voor sy troon, in sy teenwoordigheid en gehoorsaam aan hom as koning. Soos jy hierdie jaar Jesus se verlossing vier met Kerstyd, maak seker jy vier ook sy koningskap. Soos jy sy koningskap met dankbaarheid en blydskap vier, maak seker jy lewe voor die troon. Jy lewe onder die kroon. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons U as koning in ons lewe kan ken en dien. Ons dankie vir U genade, ons dankie vir U liefde, ons dankie vir U heerskappy. En ons bid dat U sal gee dat ons voor U troon, dit wil sê Here, in U ongelooflike teenwoordigheid, met erkenning van U totale heerskappy en gesag, sal lewe as mense wat, kan ons sê, onder die kroon leef. En dit beteken dat ons werklik waar luister na elke woord, elke roeping wat van U kom. Help ons om onsself so te verootmoedig, onsself so op te offer, dat ons U ook in dit sal verheerlik. Ons bid dit van U Vader in Jesus se naam. Amen.